Goeiedag aan almal wat nou luister. Ek wil graag praat oor die bedrieglike tong. Baie mense gebruik hulle tonge om te lieg en te bedrieg, leuns te vertel, kwaad te praat en om strikke te stel vir ander met hulle woorde. En hulle glo dat hulle woorde die verwoesting sal doen waarvoor hulle dit gestuur het. Hulle voel goed oor die verwoesting waarop hulle hoop. Psalm 12 vers 5. Met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Hierdie mense se tonge is vir hulle 'n kragtige wapen. Hulle bou hul lewe op die woorde wat hulle uiter. Hulle sê, wie kan teen ons wees? Wie kan ons oorwin? Die woorde van verwoesting wat hulle spreek is hul fondasie, dis 'n lewenswyse. Hulle skuil agter hierdie woorde. Dis al beskutting. Hulle dink God hoor nie, God sien nie. Sy oordeele is vir hulle ver. Hoe meer vloeke hulle oor ander spreek, hoe veiliger voel hulle. Hulle glo dit. Psalm 73 vers 9, hulle laster teen die hemel, hulle beledig links en regs op aarde. Hulle spreek aanmatigende dinge teen God en eien hulle self die reg toe om te oordeel. Hulle dink hulle het 'n kragtige, onfeilbare wapen wat hulle teen God kan gebruik. Hulle sê mos wie is Heer oor ons. Hulle tonge is 'n skerp swaard van verwoesting. Hulle rig dit teen God en vervloek mense links en regs op aarde. Hulle swaarde sal deur hulle eie harte gaan. Hulle eie woorde sal vir hulle die dood bring. God sal die mag van die goddeloos verbreek. Wat is hulle mag? Hulle tonge. Hulle sê mos, met ons tong is ons sterk. God sal hulle stil maak. Ons lees in Jakobus 3 dat skepe baie groot is en beheer word deur 'n baie klein roertjie, net waarheen die stuurman wil. Net so is die liggaam groot in vergelyking met die tong. Die tong is die roertjie. Satan is die stuurman van die bedrieglike tong. Hy gebruik mense se tonge om hulle in 'n rigting te stuur waar hy hulle wil hê. En dit is oor die afgrond, die verdoemenis in. Die tong is soos 'n vuur wat 'n mens se hele lewe vernietig. En Satan weet presies wie kan hy gebruik as 'n werktuig in sy hand. Geen mens kan die tong tem nie. Wanneer dit woorde van verwoesting begin spreek, dan is dit soos 'n vuur in 'n droë bos. Die sleg wat 'n mens se harte is, borrel eenvoudig by hulle monde uit. Die tong is 'n onbedwingbare kwaadvol gif. Satan se kinders se tonge is hard, want dit saai verwoesting. Die bedrieglike tong is die werktuig in sy hand. Matteus 7 vers 2, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal vir julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Daar's mense wat jaloers is op ander. Nou spreek hulle woorde van verwoesting teen hierdie mense. Hulle maak oorlog, hulle pleeg moord met hulle woorde, want hulle harte is verrot. Hulle skinder, hulle vertel leuns, hulle praat kwaad oor ander mense, want hulle wil daardie mense se ondergang bewerk met hulle woorde. Die woorde wat hulle spreek, sal na hulle toe terugkom en hulle verwoes. Die sleg wat hulle oor ander spreek, sal na hulle toe kom, dit sal hulle verwoes, want wat ek uitdeel, kry ek terug. In 1 Korintiërs 6 vers 9, weet julle nie, dat mense wat onreg doen, geen deel aan die koninkryk van God het nie. God is nie tevrede met hierdie mense se lewens nie, want hulle harte is onrein, dis vol sonde. Dit wat ek in my hart dra, sê wie ek is, en waarheen ek op pad is. Hulle is deel van Satan se koninkryk, en hulle woorde getuig daarvan. Spreuke 18 vers 8, die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste. Het jy al gesien hoe glimlag mense wanneer hulle kwaad praat oor ander? Hulle woorde is soet op hulle tonge en hulle verlustig hulle daaraan, en dit vuur hulle aan tot meer. Wat hulle nie besef nie, is dat hulle woorde 'n stryk is waaruit hulle nie sal kom nie. Psalm 11 vers 6. Hy sal op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees.
Die feit dat hulle sê, wie is Heer oor ons, sê vir my, hulle stel hulle self bo God. Hulle glo, hulle staan sterk en niks kan hulle oorwin nie. En hulle dink hulle fondasie is sterk en hulle bou hulle lewe op hierdie fondasie. Die vloeke wat hulle oor ander spreek, beskerm hulle en dit laat hulle magtig voel. Maar God se straf sal hulle tref en hulle sal dit nie kan ontsnap nie. Matteus 12:37. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy geoordeel word. As ek die lewe liefhet om die goeie te geniet, moet ek my tong weerhou van kwaad praat. Met my eie woorde koop ek vir my 'n plek in die verdoemenis. My eie woorde getuig teen my en dit sal my verwoes. Dit wat ek saai, dit sal ek maai. Jakobus 1:26. As iemand dink, hy's godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdiens is waardeloos. Daar's mense wat in die kerk sit, wat nie hulle tonge in toom kan hou nie. Hulle harte is vol jaloesie, kwaadpraat, leuns ensovoorts, maar hulle beweer dat hulle aan God behoort. Hulle hoor die waarheid, maar hulle redeneer daaroor, want hulle soek verskonings vir hulle eie sonde. Maar by God is daar geen verskoning vir sonde nie. Hulle harte is donker en vol gif, want hulle lewe Satan se leuen en dit pas hulle. Hierdie mense glo dat hulle aan God behoort, op grond van die feit dat hulle kerk toe gaan, Bybel lees en bid. Hulle glo hulle saak met God is reg. God kyk nie net na wat ek en jy doen nie, God kyk na ons harte, want daarin lê die waarheid. Die Bybel sê ons kan nie twee Here dien nie. Ons kan nie aan Satan se tafel sit en aan God se tafel nie. Die mens wat aan Satan se tafel sit, vier saam met hom fees, wanneer hulle tonge gebruik om verwoesting te saai, en hulle geniet elke oomblik. Satan geniet dit ook, want hulle is in sy mag. Dis nie die meeste besef dit nie, sommige glo dit nie, want hulle sit elke Sondag in die kerk. En dit kanselleer die sonde wat hulle in die week gedoen het. En Maandag begin hulle weer 'n nuwe hoofstuk. Ons lewens is soos 'n boek waarin alles geskryf staan wat ons dink en doen en sê. As God tevrede is met my lewensverhaal, dan beland my boek op sy boekrak, maar as hy nie tevrede is nie, gooi hy dit in die vuur. En dit beteken, as ek God nie behaag met my lewe nie, is my plek in die verdoemenis bespreek. Met dieselfde tong waarmee mense mekaar vervloek, loof en prys hulle God, want hulle dink hulle kan God bedrieg met hulle voorgee Christenskap. Spreuke 12:22, valse lippe is vir die Here 'n gruwel. Die bedrieglike tong maak vir homself 'n pad na die ewige verdoemenis. Ek dankie dat jy geluister het. Wees geseënd.